Van Sister Maria, president van die Here, of onze dienste ook in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, amen, ons gaan vanmorgen wegtrek, president van die Here. Die Bijbel sê, president van die Here, in Joshua, die tyd in Krim te sê, dat die mure van Jericho moet val, president van die Here. Zodat hierdie mure moes geval het, president van die Here. Die Bijbel sê, die besing het geblas. Hy sê, president van die taberijn het gespeel. Daar was een gedruis gevoels, president van die Here. So wanneer jy wil hê dat die Here met vir jou teerkom, dan moet jy kan een gedruis maak, president van die Here. Ons gaan een koortjie sing, prijs van die naam van die Here Jesus. Soos een praat, dan een hou, een praat, dan een hou. Hy hou my uit die vier, soos een praat, dan een hou. Soos een praat, dan een hou, soos een praat.
Net soos 'n brandende hout, prys die naam van die Here. Van jou ongeag broer doen. Ongeag hoe dit gaan, man. Wanneer jy 'n gedreis gemaak het, wanneer jy in gebed gekom het by die Here, man, dan kan die Here jou uithaal. Prys die naam van die Here. Dis hoekom ons vanmôre sing, soos 'n brandende hout, prys die naam van die Here. Ons gaan nog 'n koortjie sing, prys die naam van die Here. Jesus. Die bloed van die Lam, hy naam my vry. Die bloed van die Lam, hy naam my vry. Die bloed van die Lam, hy naam my vry. Die bloed van die Lam, hy naam my vry. Die bloed van die Lam, hy naam my vry. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ieder begroet in mijn mooie naam van onze Heer Jezus Christus. En ons pastoor en pastoores groet in mijn mooie naam. Er is niet aan een naam meer voor ons. Dus ik kan toch begroet vanmorgen. En daarom in ons midden en vanmorgen. Hey, die werken mensen weghouden van die huis van die Heer af. En wil ons mijn neef en zijn echtgenoot groet in mijn mooie naam van Heer Jesus Christus. Elke zondagschoolkind is gegroet, die jeugd is gegroet vanmorgen.
in die onfeilbare naam van ons Here Jesus Christus. Het lyk maar dat ook die musiek nie reg is nie, maar ons moet aangaan. Ons moet dit maak dat het lyk is, maar soos het moet wees. Die Here weet wat is in ons harte in vanmôre. Dit waarom hy gesê het, David is 'n man na sy hart vanmôre. Want hy weet, David weet, ons was gister by 'n begrafnis gewees. En hy, dominee, weet hy maak so maklik die goede oop. Hy maak het dat ek het nie eens aan gedink nie, ek praat van hoe die lewe vir ons kom indruk, om 'n skapwagter te wil wees, om 'n herder te kan wees, is nie sommer net maklik nie. Is nie 'n maklike taak om 'n herder te kan wees nie. Ek praat van al die dinge van die wêreld wat kom steek vanmôre. Dis waarom dat toe baie dinge opgemaak, maar dis nie wat ek voor hier is nie. Ek wil vir julle verwelkom vanmôre, want die lewe gaan julle nie maklik deurgaan nie, daar gaan druk en wees in die lewe in. Dis waarom julle vanmôre, is nie per toeval nie, dat julle vanmôre hier kan wees nie. Want ons hoor, anders is siek, anders kan nie eens opstaan vanmôre nie. Ons is nog bevoorreg vanmôre om hier te kan wees, because there's a lot of them that didn't make it this morning. Ons is, ek wil vir julle sê, daar's ander mense wat nou sit en huil, en ons is bly hier aan die ander kant. Dis hoekom die prediker sê, daar so 'n prediker en hy sê, daar's tyd vir alles. Daar's tyd vir alles, daar is 'n tyd om te lewe en 'n tyd om te sterwe. Is 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek vanmôre. Dit vanmôre, die Here het weer vir ons kom oplig en weer vir ons lewe kom gee en 'n lewe in oorvloed vanmôre. Dis waarom ons moet bly wees in die Here in vanmôre. Moenie rondom die kyk vanmôre nie. Dien die Here man. Is beter om met bietjie mense te dien as wat jy met klomp skindermondjies wil dien vanmôre. Maar ek wil vir u sê, ons gaan aan vanmôre. Moenie worry hoe die musiek is. Maak jy jou eie ding vanmôre. Maak dat die musiek vir jou is. Laat jy sê, Here, ek weet dit is nou bietjie vaal dat ek sing, maar Here, luister na my, want u ken my. U weet wat hier my binneste is. U het my gemaak vanmôre. U weet ons in u ewe beeld geskaap vanmôre. En die Here sal julle seën. Ons gaan 'n lekker opgewekte koortjie sing en mekaar lekker handdruk gee vanmôre. En die Here seën vanmôre. Oh,
Ons gaan 'n koortjie sing, prys die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Daar was 'n liefdesskei. Daar was 'n liefdesskei. Ek voel my nie vergade. Daar was 'n liefdesskei. Daar was 'n liefdesskei. Daar was 'n liefdesskei. Ek voel my nie vergade. Daar was 'n liefdesskei. Daar was 'n liefdesskei. Daar was 'n liefdesskei. Ek voel my nie vergade. Daar was 'n liefdesskei. Daar was 'n liefdesskei. om hulle self weg te steek nie. Maar daar was 'n skeur
aan die rots. Nou aan die rots, hierdie skeer, aan vaar, Sister Maria, enige plek, enige mens, wat die meet het, president van die Here. Ongeacht, vir jy as die Bijbel sê, toe die reën val, toe hulle geen skilde nie, maar dan is die skeer aan die rots. Ons gaan nog een keertjies in president van die Here. Halleluja. En dan gaan ek die diens vrystel, president van die Here, van getuies, amen. Is ewe vrees, president van die Here.
Halleluja. Nou, amen, prijs die naam van die Here. Leef met daar is niks. Prijs die naam van die Here. Maar hy gaan vir ons alweer evangelis. Ek gaan nie gee ons groepe bemoedig, prijs die naam van die Here. Amen. Ons Amen. Wat is die mens dat die omte die mense ken, dat die onbesoek, die besoeker van geslachte, van die derde tot die vierde geslacht. Halleluja. Halleluja, wees gegroet, pastoor, daar die mooie naam van ons Here Jesus. Elke een is gegroet, halleluja, op daardie opveielbare naam van ons Here Jesus. Pastoor, ek staan vanoggend op en ek dink aan Esegiel. God sê vir Esegiel, vat 'n pot en sit hom op die vuur. Hy sê, dan vat jy 'n blad en dan steek jy hom onderaan, sodat die water kan borrel. Hy sê, maar dan vat jy die bout en die blad, dan gooi jy dit in die pot. Nou God het gesê dat die volk nie wil luister, want die pot was geroes. En God het beplan dat daar die water so moet kook, laat die pot die roes van die pot kan afval. Maar nogtans wil die volk nie geluister het. Maar God sê vir Esegiel, omdat hier die volk nie wil geluister het, gaan ek hulle nie verlos. Ons is dit van sonde geval. Alhoewel God vir genade vir ons is, maar nogtans wil ons die dag vanaf uitkom. Halleluja, het ons daar in die moeras van sonde uitgehaal. Maar nogtans wil ons nie ons sondige mens afleen nie. Maar ons wil nog wandel in die sonde, ons wil wetsbene loop op hierdie pad van saligheid. Maar God sê vir ons, sê vir hierdie volk, ek gaan nie genade wees vir hulle nie. Maar wat het lyk, pastor, hy sê vir Esegiel, jy moet eers nie huil nie, man. Hy sê, moet die trane mors nie. Hy sê, as jy moet ween, gaan in die binnekamer. In jou stilte moet jy ween. So het God gesien dat die sonde van die mens van die verander. En hy sê, gaat julle daar in julle lot en los, totdat ek besluit om dit te verander. Die wêreld is boos buitekant. Dit is tyd dat ons moet draai na die Here toe. Ek dink aan Lot se vrou, dit was gesê, jy moet nie terugkyk nie. Maar sy het besluit om terug te kyk. En wat gebeur sy stand tot vandag toe? Halleluja. Kom ons wees soos die ou lied van vorentoe. Kinders van die Here en die Here seëning. Ek weet dit, maar weet jy, vir ons iets die prijs in naam van die Here, het vir ons vinnig te bemoedig prijs in naam van Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Jesus naam, ek wil die leiderskap van die kerkgroep in die naam van Jesus. I can not reach you in any other name. What the Bible says is the name that will make the sun to shine. Is die naam van Jesus. Hy is die enigste naam wat ek in hierdie oggend wil begroet. Evangelist Posha, die Here kom by Aaron. Hy sê vir Aaron in Levitikus 6 dat al die brandoffer moet op die altaarvuur gesit word en daardie offer moet die hele nag brand en die altaarvuur moet aan die brand gehou word. Die altaar praat van die olie. Die olie moet in vandag
die strijd hier buiten kijken. In al die storms. Want ons is de rocks. The rock of all ages. Wat ons kan nog stand maken. En die Heere seën. President van die Heere, ons het dankie vir ons beginnes. En na weet jy president van die Heere. Ons gaan president van die Heere, ons self president van die Heere, voorbereid vir die woord van die Heere. Amen. Nou daar is 'n skeer in hierdie rots. Dinkie, ongeag man, daar is spys. Weet wanneer jy geskeer het, dan is die spys so klein. Maar die Bybel leer my, wanneer het moedeloos is, dat is 'n skeer aan die rots, waar ek net myself kan gaan wegsteek. Wanneer die reën val, wanneer die storms oor my kom, ek weet, dat is 'n skeer aan die rots. Die Here sê, kom president van die Here. Ek stem saam met jy. Hy sê, omdat die volk hardnekkig is. Maar dat is 'n skeer, Suster Maria. As ons net reg kan kyk, dat is 'n skeer aan die rots. Al wat dit is, wat die deur maak, die mag dalk sit, nog met die dampbreek ding, dat my maat my verlaat. Maar David sê, al sou sy my ook verlaat. Hey, die Here is my lig en my roem. Sê maar vir die Here, ons gaan 'n woordjie sing, dan gaan ons die tiendes en die offerandes opneem, president van die Here. Halleluja, ons gaan 'n woordjie kry. Jesus. Ons gaan onsself voorberei vir die woord
Kom ons is soos die voeltjie prys die naam van die Here. Ons het gehoor vanmôre. Ons moet nie soos die volk wees. Dat die Here met die seën verkort het. Kom ons sing die prys die naam van die Here. Jesus Christus. Dankie dat jy opgekom het om saam met ons vanmôre hier te kan wees. Ons gaan lees in die woord van die Here uit Joshua. Joshua was sukses die mure van Jericho. Is 'n baie welbekende geleentheid. Miskien het jy al baie kere gehoor. Daar word gepraat en gepreek en getuig oor die mure van Jerusalem wat geval het. Jericho, nie Jerusalem. Maar vanmôre wil ek vir u uit die woord van die Here bemoedig en vir u oordra wat ek in hierdie gedeelte gesien het. Wonderlik wat die Here kan doen. Jy kan 'n skrif lees vir jare, maar elke keer dat daar iets nuuts wat na vore kom. Geen wonder die Bybel sê die woord van die Here sal staan tot in ewigheid. Hy het gestaan met ons voorouers, hy gaan staan met ons generation, hy gaan staan met die next generation, ons kinders en kinders en kinders se generation. En daarom is dit belangrik om die woord van die Here vas te gryp en vas te hou. Kom ek lees net vir u, dis so 2-3 verse terug in Joshua hoofstuk 4. Vers nummer 13. En terwyl Joshua by Jericho was, staan hy sy oë op en kyk. En daar staan 'n man teenoor hom met 'n
ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Heer aan sy diensknegt sê? Toe sê hy vir Joshua, die leerowerste van die Here, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Joshua het so gedoen. Ek het gedink is net Moses van wie die kinders van die Here gesê het, trek jou skoene van jou voete af. Maar hier lees ons Joshua was ook die tweede persoon wat die Here sê, trek jou skoene. Wat is die probleem met die skoene? Because skoene praat van iets. Die Bybel sê in Romeine, hoe lieflik is die voete van hom wie die evangelie verkondig. En hier praat hy van, trek jou skoene van jou voete af. Met ander woorde, geliefdes, ek weet nie, maar dit lyk vir my, iets is net nie reg met die mense se skoene nie. Because die Here sê vir Moses, met Moses se geval kon ek verstaan, Moses het weggehardloop uit Egypte land uit, omdat hy moord gepleeg het. En die rede, dink ek waarom die Here vir hom sê, trek jou skoene van jou voete af, because dit moet hom herinner, jy het nou weggehardloop van daar af, met hy bloedbevlekte skoene, wat jy nou nog aan jou voete het, ek gaan vir jou nuwe skoene gee, om aan te trek, sodat jy hierdie probleem kan aandurf, wat voor jou lê. Maar dit is nie die boodskap vanoggend, in vers nummer 1, die 6de hoofstuk. Maar Jericho het die poort gesluit, en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel. Niemand het uitgegaan of ingegaan nie. Toe het die Here met Joshua gesê, kyk, ek gee Jericho aan, en sy konings, en sy dapper helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek, al die kruismanne, trek die stad eenmaal om. So moet jy doen 6 dae. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. Maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek. En die priesters moet op die ramshoring blaas. En as hulle lang geluid op die ramshoring blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot kruis geskree aanhef. Dan sal die stadsmure op sy plek inval, en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit. Mag die Here sy woord seën. Geliefdes, die boodskap wat ek getitel het, sê God se ongewone manier om oorwinning te bring. Die mure van Jericho, die Bybel sê wat ons gelees het, Joshua het nog gestaan en het die mure van Jericho gekyk. Obviously het hy sy swaard in sy hand gehad, en hy kyk nou hier die mure van Jericho, want dit was hoog. En hy wonder nou, hoe gaan ek hierdie mure van Jericho omstoot? Because ek weet nie, hulle sê die mure was so breed, dat 2 strydwaans kan terselfdertyd langs mekaar op die mure ry. Met ander woorde, daar is geen ander manier om die mure om te stoot, unless jy nie van die TLC's gebruik om hulle om te stoot nie. Maar Joshua het nie 'n TLC om die mure te stoot nie. Al wat Joshua het, dit is wat die woord van die Here vir hom sê. Die Here sê vir hom, Joshua, terwyl hy so staan en kyk, toe verskyn daar 'n man aan hom, en die man, het ons nog gelees, gereed met sy swaard. Maar die man het nie gekom om Joshua dood te maak. Die man het gekom om die belofte wat die Here aan Joshua gegee het te verseël. En toe Joshua nog so staan en kyk, toe sê die Here vir hom, Joshua, ek wil hê jy moet om hierdie muur
om hierdie stad 7 maal loop. Dit klink vir my onnodig, 'n vermorsting van tyd. Wat gaan dit help, die loop 7 keer? Ek weet nie hoe groot was Jericho nie. As jy om sy lengte en sy breedte meet, hoe groot was Jericho? Hoe lank neem dit die Israeliete om in die oggend op te staan en reg om die mure te loop? Sê maar nou is 'n kilometer, vierkante kilometer breed. Hoe lank vat dit hulle om 1 dag om die muur te loop? En die Here sê aan Joshua, ek wil hê niemand moet praat nie, niemand moet sing nie, niemand moet niks doen nie. Die 7 priesters gaan dit op die horing blaas, maar hulle gaan 'n melodie blaas wat jou gerus laat voel. Moenie dink dis oorlog. Die mense in Jericho wie op die muur staan en kyk, moenie eens daardie geluid van die trompette hoor nie. Hulle moet stil rondom Jericho loop. In my mind sê ek maar 'n kilometer in 'n vierkante kilometer. Dit vat vir hulle, sê miskien in die oggend, as hy uitgegaan het 8 uur, dan kom hy vanmiddag 3 uur weer terug by die huis. Jou voete is seer geloop. Die Here sê, trek die skoene van jou voete uit, want jy gaan om die mure moet loop, en jy moet nie kom sê die skoene druk my, because jy gaan nog geprepare word vir oorlog. Die mure gaan val, sonder dat jy, Joshua, of die Israeliete 'n vinger verroer. Julle gaan die miracles sien, wat die Here doen. En die Israeliete staan op, die gekruis, die soldate is voor, die priesters, 7 priesters, 7 trompette. Hulle loop in die middel, en die tweede lot na hulle is weer die ander kruisvegters en dan die Israeliete. Ek dink baie van die Israeliete seker 'n bietjie kort pad gevat en hulle gaan nie vandag nie gaan. Is te veel, maar om die oggend, 7 o'clock uit te gaan, die hele dag op die straat, die hele dag net so roep. Wat is die logies? Daar is niks wat gebeur nie. Maar die Here sê met Joshua, jy moet 6 dae om hierdie stad loop. En op die 7de dag maak die Here dit hoog. Hy sê nog aan julle nie net 1 keer loop nie. Julle gaan nou 7 keer loop. As dit jou so lank gevat het om 1 dag rondom die stad te loop, hoe lank gaan dit jou vat om 1 dag? Om 7 keer om te loop. Maar as die Bybel sê, voor son opkom, die 7de dag, toe die Israeliete op, die priesters is op hulle pos, die trompette is reg, en hulle gaan over die eerste keer gaan hulle omloop. Is nog potdonker, die son het nog nie uitgekom nie, toe die Israeliete hier. Ek imagine myself, die mense van Jericho loer so hier oor die muur. Hulle sê, kyk hier so, kyk die fools, hulle loop al 6 dae hier op die muur. Kom kyk die fools, hulle maak van hulle self 'n spot. Sê die mense die moet van ons dit, as ons popelig hou, en whatever die arme, kyk hier die mense dit kerk, hulle kom raas in die straat, maar hulle het nie die boodskap van die Here gekry nie. Die Here sê nog aan die 7 maal omloop. En hoor jy as jy 1 maal om is, dan kyk jy die lang pas en dan sê jy, hey, is nog 6 rondes, dan gaan jy om 2, dan kom jy 3. Ek dink amper dit waarom Naaman nie wou 7 keer onder die water gedompel word nie. Hy sê, wat so dom ding is die? Ek moet in die vuil Jordaan rivier kom droog word. Is daar nie beter riviere nie? Was daar nie 'n beter manier van die Here om die mense, die mure te laat val nie? God het sy unieke manier hoe hy dinge doen, en hy gebruik elke persoon in sy unieke kapasiteit wat hy wil. Kyk vir Moses, die Here sê vir Moses, jy moet net jou staf, wat met jou staf gaan die Rooi See oop. Die Here sê vir Joshua, laat die priesters die ark vat, en dat hulle in die middel van die Jordaan, onmiddellik, hoekom het hy nie gesê, Joshua, vat die stok van Moses, en slaan op die water. Vir Elia sê hy, terwyl Elia weggeneem word, val die mantel van Elia, en Elisa tel hom op, Elisa kom by dieselfde Jordaan. Die Here sê, vat hy mantel en rol jou.
En dan slaan jy die water. Die Here werk op verskillende maniere. Vir ons lyk dit dom. Wat so 6 dae hier om die dinge loop. Daar is niks wat gebeur nie. Maar die Here, al wat Joshua gehad het, was die belofte van die Here. Loop jy net 6 dae. Dierbare, dit was 'n moeilike ding wat die Here hulle gevra het. Moenie dink dit was maklik nie. Ek hoor hoe die Israeliete hier onder mekaar murmureer. En wat sê, is dit nou nodig? Die Joshua is onnodig, man. Is onnodig. Pastoor is onnodig, wat so openlig is die? Wat sy huisdiens is die? Is dit nou nodig? Daar is so baie kerke. Hoekom nog 'n kerk? Is dit nodig? Maar hoorie, al wat hulle mekaar mee bemoedig, die Here het vir Joshua gesê ons moet loop, en as die Here gesê het loop, dan gaan ons maar loop. Al druk die skoene my nou ook so, maar so ry môre gaan ek lekker sagte skoene aantrek. Maar die woord van die Here was duidelik vir Joshua. Loop jy net rondom die stad. En toe hy die 7de keer omloop, toe sê Joshua vir die volk, skree die oorwinningskreet. Is funny dat hy sê, skree die oorwinningskreet, maar daar is nog nie oorwinning nie. Jy sien nog die mure, stuk mure staan nog net so. En die volgende oomblik, waar die priesters begin blaas, hy sê, luister wanneer die priester blaas, hy gaan so lang toon gee. As hy daai lang toon gee, dan moet julle skree op die hardste van julle stemme. En die Bybel sê, toe skree die Israeliete, en die volgende oomblik toe sien hulle, afval die mure van Jericho. 7 is die nommer van perfection. Maar nou wonder ek terwyl ek nou hierdie gedeelte oor en oor lees, deur die week en weer vanoggend. Die Here skaap die aarde in 6 dae. En die 7de dag het hy gerus. Maar hy sê nie vir die Israeliete, nou moet julle rus. Ek sou mos nog gedink het, volgens die wet, gaan ons mos nou rus, want dit is die 7de dag. Maar die Here sê, moenie die wet gebruik en vergeet dat dit wat die Here in sy woord sê, nie belangrik is nie. Moenie dat die wet hoor is as die Heilige Gees nie. Baie mense is so gespits op die wet, dat hulle gebruik die wet om mekaar af te breek, om mekaar af te takel. Maar die Here sê vir die Israeliete, 7, as dit nou die Fariseërs gewees het, as hulle gesê het. Kyk hoe val hulle vir Jesus aan. Die wet sê, die 7de dag moet jy rus. Hoekom maak jy 'n man wat verlam is op die 7de dag gesond? Ja. Nou vra die Here vir hulle, as jy wie jou eienaar is, as jou kameel in die put val, gaan jy hom los dat hy dood gaan, dan kom jy nie volgende dag op die dag. Die 7 was 'n belangrike nommer, because die mure was totaal en al. Sonder die help van Joshua, sonder die help van die soldate, sonder die help van die Israeliete, het hy mure geval. Niemand kan claim dat ons het dit gedoen voordat die mure geval het. Al wat hulle weet, die Here het gesê, die 7de dag gaan die mure val. En hoe is dit nie belangrik vir ons nie? Dat ons net die woord van die Here sal hou, dat ons net die woord van die Here sal bere, dat ons net die woord van die Here sal glo. Baie kere word ons uitgedaag, en baie kere word ons wil hulle in verwarring bring, die woord van die Here. Maar ek wil vir u sê, die woord van die Here sal staan tot in ewigheid. 7 profete, 7 trompette, 7 dae rondom die muur, en 7 keer sê dit nie vir ons iets omtrent die volmaakte plan wat die Here gehad het vir Joshua nie. En baie kere, geliefdes, Joshua het gesien hoe Moses die Rooi See oopmaak. Joshua het gesien hoe die Here vir Moses water voorsien. En hy kon hy metode wat Moses gekopie het, maar hy het dit nie gekopie nie. En wat sê dit vir ons?
en dit wen heen, dan trek hy sy baadjie uit. En dan vat hy sy baadjie, dan gooi hy sy baadjie. Terwyl die mense hier voor staan, dan val die mense so agteroor. Ek het al baie kere gesien, mense probeer kopie dit wat die Here, en dit is vir hom gegee, is nie vir my gegee nie. As die Here nou vir my sê, ek moet water vat en hier moet die gemeente gooi, dan het die Here vir my dit gegee nou. Ek kan nie môre by elke geleentheid water vat en oor die gemeente gooi nie. Dit was net vir daai tyd, dit was miskien ook net vir daai seisoen, of dit was miskien ook net vir daai gemeente, of daai mense wat daar was. En Joshua leer ek, en dit wat ek hier gelees het, God het 'n unieke manier hoe hy mense gebruik. Vir ander mag dit onnodig lyk, of dit mag miskien dom lyk, maar God het sy manier gehad hoe hy vir Joshua gebruik het. En toe die mure van Jericho intuimel, ek weet nie, is dit die waarheid nie, maar volgens die ou geskrifte sê die mense, die mure van Jericho het nie omgeval nie. Die mure van Jericho het ingeval. So, hy gaan reg af. So, ek weet nie of dit waar is, ek het nog nie 'n studie gedoen of navorsing gedoen nie. Maar volgens wat ek gehoor het, die mure was, dit lyk asof die Here die mure so afgedruk het tot onder in die grond. Because toe hy mure val, of hy mure ingedruk word, kom ons sê wat hy mure ingedruk word, toe hardloop die Israeliete, die soldate binne in Jericho, en hulle vermoor elke een wat lewe, behalwe die huis van Rahab. En kyk hoe wonderlik is dit. Die huis van Rahab is gebou op die muur. Toe die mure ingedruk word, toe lê alles plat, behalwe die huis van Rahab. Dit kon net die Here gewees het wat dit gedoen het. Mens kon dit nie gedoen het nie. En toe hulle die stad in hardloop, toe sê Joshua met die twee manne, luister, onthou die belofte wat julle gemaak het met Rahab. Gaan en bring vir Rahab en haar familie uit, because die Here het opdrag gegee, die stad moet verwoes word. Julle moet niks vat van die stad nie. As julle goud en silwer vat, dan moet julle dit vat na die priester, hy moet dit gaan bære. Jy mag nie die mooi goue voorwerpe en silwer voorwerpe en klere wat die mense het vir jouself vat nie. Verwoes die stad. As jy silwer en goud gebring het, dan moet jy bring na die skathuis toe. Maar iemand besluit, ek kan nie die mooi jas, ek sê maar nou 'n jas, hoor jy, dit is 'n spoggerige jas, ek dink hy seker maar 'n hele paar R1000 werd of dollar of whatever, ek kan nie die mooi ding hierso los nie. En wat hy doen, hy vat goud en silwer en hy draai dit in die jas toe en hy kom by sy plek. Hy maak 'n gat in die tent waar hy was en hy bære dit daar so in die mat toe. Die mense celebrate, die mense jubel en die mense juig, want die Here het oorwinning gegee oor Jericho. Ons is met ander woorde 'n stap nader aan die beloofde land. Ons is 'n stap nader na ons eie inheritance, ons eie erfdeel. Ons is 'n stap nader, en terwyl hulle so juig en jubel, toe sien Jericho, toe sien Joshua 'n plek met die naam van Ai. Die Bybel sê Joshua stuur spioene en hy sê gaan kyk vir ons daar, wat gaan aan in daai land. Hy twee manne kom terug, hulle sê Joshua, ons kan hierdie mense eet vir breakfast. Ons kan oor hulle loop, jy hoef nie eens 1000 manne te stuur nie. Stuur net 300 manne, ons hardloop hulle. Ja, ons hardloop hulle plat, in no time gaan ons oorwinning kry. As 'n klein land, daar's nie baie, 'n klein stad, daar's nie baie mense nie, daar's nie baie manne nie. En Joshua sê, okay, as hulle so sê, vat die 300 manne. Vergetend, of Joshua het nie geweet. Hy het nie geweet nie, maar God wat in die hemel sit, hy sien alles, hy weet alles, en hy
alles. En toe hulle intrek in Ai, die Bybel sê, toe wag hy manne vir hulle in en die Here draai sy, is nie eintlik so seer Ai, maar die hand van die Here het teen hulle gedraai. Toe moet hy manne hardloop. 68 soldate van Joshua's platgeslaan en die Israeliete hardloop in die gebergtes en gaan kruip weg. Joshua val op sy aangesig en hy sê, ag Here, waarom het u hierdie volk laat oortrek oor die Jordaan? Hoekom het jy ons nie maar gelos in die agter die Jordaan? Die Here sê aan Joshua, staan op. Staan op. Daar is sonde in die kamp. Iemand het gedoen wat hy nie moes doen nie. En daarom het die manne van Ai, het Israel, die soldate, die rug gegee aan die manne van Ai. Maar staan op, ek gaan vir jou uitwys wie die man is wat het gedoen het. En die Here sê die stamme moet staan so wat hulle staan. Dan kom, die stam van Reuben was aan die ooste kant van die Jordaan. Die stam van Reuben het nie oorgetrek nie, maar Reuben het sy soldate gestuur. Powerful army. Ek dink Reuben is seker 45,000 soldate gehad. Dan is dit die stam van Simeon, die stam van Gad, die stam van Joseph en die stam van almal. En die Here sê, ek gaan jou uitwys en ek sif hulle uit en ek bring vir Joshua by Achan. En Achan, vir my is hierdie een van die hartseerste dinge in die boek van Joshua. Hartseer in die opsig. Toe die stam van Juda, die stam van Juda, toe word die stam van Juda gesif, die families word gesif, en toe hulle kom by die huis van, wat is sy pa se naam? Zimri. Toe kom hulle by hom, en Joshua sê, separate yourself from the clay. Die stam van Juda is verskoon, hulle is allemaal weg, die huis van sy pa is verskoon, en hier staan Achan met sy familie. Die Here sê vir Joshua, dat hulle een kant staan, Achan, sy vrou, en sy kinders, en sy beeste, en sy skape, die hele besitting van Achan, en hulle staan, Achan sê van Joshua, ek is jammer, ek het gevat. Hy sê, ek kon nie die versoeking weerstaan om hierdie mooi oorkleed te vat nie. Ek kon nie die versoeking weerstaan om hierdie jas te vat en hierdie goud en in my toe te draai nie. Ek kon nie die versoeking weerstaan nie. Maar kyk die gevolge van die versoeking wat hy nie kon verstaan nie. En Joshua sê vir hulle, val hom aan en maak hom dood. I mean, jou broer, die boodskap, die pa het gesteel, die kinders en die diere en die vrou suffer nou daaronder. Miskien het hy gesê, ek sal 'n bietjie wegberg vir my vrou. Ek wil my vrou 'n bietjie 'n treat gee, man. My vrou weet hoe sukkel ons. Ek doen het vir 'n goeie doel. Niemand sal weet nie, want almal is besig hierso, want die manne gryp net in hulle hardloop. Hy dink die manne gryp en hardloop na hulle tent toe. Hulle gryp en hardloop hulle na die tent van samekoms, waar Joshua al hierdie die bere. Maar hy sien nie hulle hardloop na die tent toe, hy gaan bere dit in sy tent in die grond, onder die grond. En toe Joshua sê, ek veronderstel my net, die Bybel sê dit nou nie. Die vrou het miskien 'n klein kind wat nog, miskien 5 of 6 jaar oud is. Die kind het nog nie gelewe nie, die kind weet niks. Joshua sê, vat hulle en maak hulle dood. En even die beeste en skape, en wat worst is, brand hulle uit, because daar moet nie 'n legacy oorbly van die man. Hoe hartseer is dit nie, geliefdes? En sommige kere word ons ook
Ek het aan 'n tyd toe ons 'n man toe so kort lotto ingekoop het. Toe het ons 3 gesprek gehad. Kan 'n Christen lotto speel? En die een broer sê, maar as jy nou mooi kyk, die lotto geld word vir 'n goeie doel gebruik. So daai geld help die armes, daai geld help vir wie en help die NGO's. So met in werklikheid help jy, want as jy lotto speel, help jy nou eintlik daai mense. Maar hy het nie besef dat hierdie tipe ding het 'n manier wat jou verslaaf maak. Jy raak so verslaaf aan lotto speel dat dit lyk asof jy nie lotto gespeel het, as iets missie. Dan miskien het Agab gesê, die gaan vir 'n goeie doel wees, maar later gaan ek die arme Israeliete help. Ongelukkig het die Here gesê, moet niks vat van Jericho nie, because Jericho is vervloek. Jericho staan op die plek waar die Here die Israeliete hulle erfdeel wil gee. En Jericho moes geremove word, sodat die Here hulle erfdeel kon gee. En vanmorgen, geliefdes, wil ek u bemoedig en sê, God use unconventional methods om sy plan deur te voer. 'n ongewenste methode het die Here gebruik. Wie sou nog gedink het? En dit is waarom ek ook wil sê, sommige kere sê die mense by jou, ons moet 7 maal rondom Regenpark loop, en die Here sien eruit. Die Here het vir Joshua gegee, het dit nie vir Regenpark gegee. En as hy dit vir Regenpark gegee het, then you will see the results. Because as die Here dit gesê het, by 7 times around Regenpark, then you will see the results. Maar nou kan ek nie net die belofte, die plan wat die Here met Joshua gegee het, vat, hom kopie en implementeer nie. Because it will not work, it will only frustrate people. Because as ek nou sê, ons gaan môre 7 keer of ons gaan elke dag 1 keer om Regenpark loop. Vir wie gaan ek kry om my te ondersteun? Behalwe dat die mense werk toe gaan môre. En dan die mense wat nie werk nie, ek kom nou met die plan op en ek sê, die Here sê ons moet 7 maal rondom Regenpark loop. En Sondag, niemand hou erediens by sy kerk nie. Ons kom almal by mekaar by die Oosrandstasie en dan march ons van daar af Regenpark en march ons 7 maal reg rondom Regenpark. It will only work if God has given that plan at this age and this time. Baie kere het ons gemarch, maar ek moet sê, ons was nie baie suksesvol nie. Because ons het die plan gekopie wat die Here met Joshua gegee het. En die plan het misluk, because die plan was nie vir ons gegee. Die Here het vir Joshua die blueprint plan gegee vir die val van die mure. Because Joshua was bekommerd en hy sê, hoe gaan ek nou hier inkom? Ek kan nie opklim die muur dan. Ek gaan binne in die soldate se strydwaans. Ek kan nie by die deur inkom nie, of by die hek. Die poorte is gesluit. As ek my kop in die poorte insteek, dan gaan die soldate my kop afkap. Hoe gaan ek hierdie plek binne gaan? Hoe gaan ek die mense kan veg terwyl daar mure is wat die mense beskerm? En die Here sê vir hom, dit lyk ek hoor die Here sê vir hom, leave it to me, I will sort it out. Leave it to me. En toe sê die Here vir hom, al wat jy doen, Joshua het net die woord van die Here gehad. Al wat hy moes gedoen het, was net om te glo. Die plan gaan werk, want die Here so gesê. Die ding moet werk, want die Here so gesê. Julle gaan die results sien, within 7 days, God will work it out for us. En die 7de dag toe hulle rondom die muur loop, sonder dat een Israeliet gaan druk het teen die muur. En ek dink, miskien is daar 'n waarheid daarin, dat die mure afgedruk was. Miskien is daar 'n waarheid in,
Want hulle sou gesê dat ons in die mure gestoot, daarom in die mure geval, maar die Here druk hy mure in die grond af. En dit is my bemoediging vanmôre, geliefdes. Let us get our plan, die plan wat die Here het vir ons. God's plan is always the perfect plan. God's plan will always work. And in times like this, waar die woord van die Here in twyfel getrek word, is verbasend hoe baie kere hierdie tyd nou, mense die woord van die Here in twyfel wil trek. Maar as ons die woord van die Here gaan vashou, en nie luister wat Joshua kon ook gesê het, maar Here, vir Moses het hy dit gedoen. Maar hy was net gehoorsaam aan die plan wat die Here hom gegee het. En so wil ek u vanmôre bemoedig, dierbares. Laat ons die woord van die Here, of die woord van my lewe. Vanoggend het ek iets gekyk op YouTube. En die persoon sê, ek het 'n profetiese woord vir Suid-Afrika. I've got a prophetic word for South Africa because as mense so praat, dan gaan ek nou doodstil. Soms een kant gaan sit, maar niemand meer kan steur wat ek wil hoor. En wanneer hy woord gesê word omtrent Suid-Afrika, dan doen ek navorsing in die woord. Jy moet weet, Suid-Afrika is nie in die Bybel nie. Jy kan nie sê, wat daar gebeur het in die Bybel, het betrekking tot Suid-Afrika nie. Maar, as jy praat van die Here te woord gegee aan Suid-Afrika, baie sê, Suid-Afrika gaan deur 'n moeilike tydperk gaan, finansiëel, polities en whatsoever, maar daarna gaan die voorspoedige jare kom. So, our hope and our trust should not be in a prophet. Our hope and our trust should be in God. Die Here wat weet, en ons moet vasgryp aan die woord van die Here. Joshua het dit gehoor, hy man sê vir hom, hy vra nog vir hom, as jy aan ons kant, kom veg jy vir ons, of veg jy vir die vyand? Hy sê, ek is aan niemand se kant nie. Ek het gekom om die woord van die Here te sê. En so, geliefdes, laat ons ons ore spits. Die Here wil vir ons iets sê. En Openbaring sê dat wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente wil sê. En so het Joshua gehoor. As Joshua moes die woord van die Here gedouwd het, dan het hulle nog 40 jaar binne in die beloofde land gebly, sonder om te geniet wat die Here vir hulle voorberei het. Mag u vanmôre deur die lewe van Joshua sal luister, soms lyk dit dom, as iemand, ek het by 'n diens een aan, of was dit op die middag, kom daar evangelis en hy sê, al die mense wat siek is, uitkom vir gebed. En hy gooi water in die glas. En hy sê, die Here sê, as jy wat hierdie water drink, dis pompwater. Die water het niks in nie. Maar as jy wat hierdie water drink, gaan jy gesond word van whatever jy siek is. En ons staan toe maar in. Maar die Here word hy ook in hy woord gegee. En daar was mense wat gesond geword het. So you cannot copy that. Ek kan nie nou vir jy sê, as jy siek is, kom drink water. Because die Here het nie vir my hy woord gegee nie. En wat ek eintlik wil sê vanoggend is, as die Here jou 'n woord gee, maak seker, jy gaan nie die woord wat die Here jou gegee het, doubt nie, maar doen wat die Here jou gesê het om te doen. And you will be the happiest person. Al gaan die mense lag, en al gaan hulle vir die mense dom lê. Waar kan water jou genees? Hoe kan water jou genees? Pomp water al nie. Maar dit is die plan wat die Here gee met hy oomblik. En so het die Here met Joshua hierdie plan gegee.
loop net. Moenie praat nie. Ek dink die Israeliete was ook, hulle was krapperig om met mekaar te praat. Because het was so lekker as hulle saam loop. Hulle het mekaar lanklaas gesien, ek wil 'n bietjie hoor hoe gaan dit daar? Aan die ander kant van die rivier. Maar Joshua sê, niemand moet praat nie. And this is the secret. Wat ons soms ook die mistake maak. Ons praat voor die tyd. Ons praat te vroeg. Die Here sê vir Joseph kry 'n droom. En Joseph was so excited, hy kan nie sy mond toe hou nie. En hy gaan sê vir sy pa en hy sê vir sy broers. En wat het gemaak dat hulle hom haat? Daai einste droom wat hy verklap het. En so is ons soms, as die Here jou 'n woord gegee het, dan is jy hastig om hy woord te gaan deel. Ek moet nou net daar by broer die kom om die woord te deel. Ek moet nou net daar by pastoor so uitkom om die woord te deel. En soms dan is die woord nie vir hom bedoel vir sy woorde. Die woord moet eers manifesteer. Dan sê jy die woord wat die Here gegee het. Mag jy vanmôre geseën wees. God is using simple matters om sy plan uit te voer. Die eenvoudige manier om sy plan uit te voer. Mag die Here u vanmôre seën. Kom ons lê dit oor ons bid die woord. Vader, ons sê vir u baie dankie. Ons kan vanmôre leer, Here, uit die lewe van Joshua. Toe u vir hom die plan gee om rondom Jericho te loop. Here, was dit nie 'n maklike taak om 6 dae om die stad te loop een keer nie. En op die 7de dag 7 keer. En baie kere, liewe Here, gee u ons ook 'n opdrag. En dan question ons, Here, die opdrag wat u ons gegee het. Want dit is soms nie 'n maklike opdrag nie. Help ons om gehoorsaam te wees, Here. As u ons 'n opdrag gee, ons die opdrag sal uitvoer na die beste van ons vermoë. Althans, gaan u ons die krag gee, u gaan ons die moed gee, en Here, u sal ons die ywer gee om dit uit te voer. Waar ons, Here, misluk het in ons poging om die plan uit te voer, wil ons vanmôre vra dat die Here ons sal vergewe, en dat die Here ons sal ontmoet, en op 'n volgende keer, wanneer Here u plan in ons harte, Here, geopenbaar word, ons die plan met vrymoedigheid, Here, en akkuraatheid sal uitvoer. Seën die kinders terwyl hulle vanmôre gekom het, nie na my te luister nie, maar Here, om na u woord te luister. Seën elkeen in die naam van Jesus Christus. Baie dankie. Amen. Baie dankie, dierbares, die Here seën u. Agape Healing Ministries. Ons het uitnodiging gekry, dierbares, Agape Healing Ministries, Corner Lupin en Cosmos Street 166 Rega Park. Inviting to the Awakening of the Prophetic Conference hosted by Agape Healing Ministries. We are excited to invite you to join us for the Awakening of the Prophetic Conference happening from October 15 to October 19, 2025. This event promises to be a transformative time of spiritual growth, prophetic insight, and community. Conference schedule is weekly service, Wednesday to Friday, 18:30 p.m. Saturday, 1600 p.m. Sunday, morning service, 10 o'clock, and afternoon service, 1600 hours. Come expecting an atmosphere of healing, prophetic impartation, and powerful encounters. Don't miss this life-changing experience. For more information or to register, please contact us. We look forward to seeing you there. Warmest welcome, Pastor Clive Kutsie, Agape Healing Ministry. God bless you. Hoor het in gedagte, dierbaar is Oktober 15 tot die 19e, a prophetic and healing ministry. Praise the Lord.
Amen. Here is we thank you for the invitation. Nobody needs to be there. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met die seën bly tot die Here kom. Amen. Amen.